MISA verwelkom die verlenging van die AGOA-ooreenkoms en AfriForum waarsku teen risiko's van hidrobreking vir waterbronne. Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Ek is Walter Ernst. Die motorbedryfvereniging MISA sê hy verwelkom Suid-Afrika se insluiting in die verlenging van die wet op Afrika groei en geleenthede en sê dit sal die land se voertuig en motoronderdele uitvoere 'n hupstoot gee. Onder die wet sal daar meer as 1800 Suid-Afrikaanse produkte en goedere belastingvry na die FSA uitgevoer word. Die landbouorganisasie Agri SA het intussen ook die goedkeuring om AGOA met 1 jaar te verleng verwelkom. Die organisasie meen, al is die verlenging slegs vir 'n kort tydperk, dat dit aandag gee aan 'n dringende behoefte aan sekerheid tussen Suid-Afrika en die FSA. Die Gautengse polisiekommissaris, Tommy Mtombeni, het bevestig dat daar vanoggend 'n sluipmoordpoging in Van Dyk Park in Boksburg was. Volgens berigte is die slagoffer, Wiandrey Pretorius, 'n polisie-informant wat tydens getuienis voor die Matlanga Geregtelike Kommissie se ondersoek na korrupsie en inmenging in die polisie verbind is met 'n voorval van misdadigheid by die Ekurhuleni Metropolisie. Mtombeni sê dat 16 koels is op Pretorius se voertuig buite sy huis afgevuur. Pretorius is verlede jaar deur die getuie wat bekend staan as getuie D, Marius van der Merwe, uitgewys oor 'n voorval waar 'n liggaam in Brakpan gestort is. Die burgerregteorganisasie AfriForum het gewaarsku dat indien die regering die groen lig gee vir hidrobreking, gemeenskappe die prys daarvoor gaan betaal. AfriForum se raadgewer vir omgewingsake, Maree de Waal, het die publiek aangemoedig om die opheffing van 'n moratorium op hidrobreking teen te staan weens die ernstige risiko's wat die praktyk vir die land se reeds skaars waterbronne inhou. AfriForum glo dat indien die regering sou besluit om hidrobreking toe te laat, dit Suid-Afrika se skaars waterbronne aan oorbenutting en permanente skade sal blootstel, omdat die regering keer op keer bewys dat hy nie die wetstoepassingsvermoë het om die omgewingsimpak van mynbou behoorlik te reguleer nie. Dit volg na die voorgestelde regulasies wat die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing in November verlede jaar gepubliseer het. Die publiek het tot 13 Februarie tyd om kommentaar op die regulasies te lewer en hidrobreking te keer. Die Oxford English Dictionary het sy woordeskat uitgebrei met meer as 20 nuwe woorde uit Suid-Afrika, Nigerië en Ghana wat in sy jongste uitgawe vir die 2020s bygewerk is. Die toevoeging sluit kosverwante terme en kultuurspesifieke uitdrukkings in wat weerspieël hoe Engels steeds oor die Afrika vasteland ontwikkel. Die bywerking sluit ook woorde in wat met musiekgenres verband hou, as ook bekende Suid-Afrikaanse uitdrukkings soos jo en shap. Die stap beklemtoon die aanpasbaarheid van Engels en 'n kenner wys daarop dat juis hierdie dinamika een van die redes is waarom die taal wêreldwyd so wyd aanvaar word en steeds voortbestaan. En daarmee bring dit ons aan die einde van die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Ons het môre weer 'n afspraak. Die nuus is met trots geborg deur Bergvallei Aftreeoord.